Die situasie van Micha en sy landgenote is baie beroerd. Dit het generasies van tevore al begin, toe Israel in twee geskeur het, die Noordryk en die Suidryk. Van toe af was daar rusie en wantroue onder die twee geskeurde dele van die Israel. Op 'n stadium sou hulle saamstaan teen die oorheersende mag van die tyd, die Assiriërs. Maar toe trek die een kop uit en die ander een is kwaad vir hulle en wil hulle gaan straf. Daarom dat Micha die beroerde situasie beskryf, waar gesinslede nie eens mekaar kan vertrou nie. Kan jy jouself indink hoe spanningsvol so 'n lewe moet wees? Die heeltyd wonder jy wanneer en hoe gaan iemand jou kil of seermaak. Jy voel nie eers veilig in jou eie huis of land nie. Alles en almal is jou vyand. En hierdie hele deurmekaarspel het nie die noorde of die suide eers daaraan gedink om vir die Here om hulp te vra nie. Dit is die grootste hartseer van hierdie hele verhaal. Hulle het op hulle eie planne vertrou, eerder as om op die Here te vertrou. Mettertyd het hulle waardes en sedes agteruit gegaan en het hulle glad nie meer aandag aan God gegee nie. Hulle het al hoe meer agter aardse dinge aangehardloop, veral geld, en hulle het net omgesien na hulle eie belange. Terwyl al die mense en die samelewing in so 'n bose situasie ondergaan, is dit die gelowiges wat staande bly en nie saam ondergaan nie. Gelowiges hou vas aan dit wat die Bybel vir hulle leer en daarmee saam hul toekoms hoop. Die hoop dat geregtigheid wel eendag sal geskied deur ons regverdige God. Die Here bly altyd getrou. Gelowiges vertrou nie op hulself nie, maar eerder op God. Hy help dat ons nie ingetrek en meegesleer word deur die wêreldse wantroue en selfsug nie. Mag ons Christus se gesindheid van nederigheid voor God en sy selfopoffering aanneem. Dan kan ons saam met Micha sê, maar ek sal vertrou op die Here. Ek sal wag vir die God wat my red. My God sal my gebed verhoor.